Hemelse Vader, dis so voorreg om hierdie wêreld, ons wêreld, in U hande te los. Here, en te kan weet, U het ons so lief dat U U seun vir ons opgeoffer het. Ons bid, Here, dat U die mense vir wie ons nou genoem het, sal aanraak, dat U elke gebed wat vandag hier opgegaan het, in ons gedagtes, in ons harte, vir hierdie mense, dat U dit sal verhoor, en ons weet U luister, U sê vir ons in die woord, in Openbaring, dat daar stilte in die Bybel, in die hemel kom, wanneer ons bid, en daarom weet ons, U het gehoor, maar Here, U weet ons is maar klein gelowig, en wil ons vra dat U Gees vir ons in ons harte sal kom oortuig van U vaderliefde, van U sorg, dat U 'n oop oor het, 'n groot hart het vir ons, en dat ons dalk vandag, Here, met iets wat hier gebeur of gesê word, of wat in ons gedagtes kom terwyl ons hier sit, wat U Gees in ons bring, dat ons met iets net aangemoedig sal word om 'n tree nader aan U te gee. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus. Amen. Nou punte is baie goed in sinne. Ek het al soveel keer gesien dat mense skryf sonder punte. En dan gaan hy sinne sommer so deur mekaar. Maar 'n punt is 'n goeie ding in 'n sin, want dit sê vir ons hierdie een hou op en dan begin 'n ander ene. Maar 'n punt in ons lewens is nie 'n goeie ding nie. In Lukas 24 vertel Lukas, wat ook Handelinge geskryf het, soos ons kan opspoor, vertel Lukas van Jesus se sterwe. Jesus is dood aan 'n kruis. Nou moet jy onthou, hierdie ouens het vir 3 jaar en langer saam met hom gestap, en hulle het gedink, hy is die verlosser. En hier sien hulle, en hy het al die goed vir hulle gesê, maar hy het nie gehoor nie, het nie onthou nie, en hier gaan hy dood. En nou, hierdie Lukas 24 vertel nou van die gebeure nadat Jesus gesterf het. Hoe die mense dit hanteer het. Ek lees vir julle. Lukas 24, gaan net 1 tot 13 lees, ek gaan nie eers alles lees nie. Daar staan, die Sondagmôre, baie vroeg het vroue na die graf toe gegaan met reukolie, wat hulle reggemaak het. Hy sê nou, Vrydag oorlede, Saterdag in die graf, en toe Sondag gaan hulle nou soontoe. Nou, die reukolie in die oorspronklike taal is eintlik speserye. Mense het speserye saamgevat. Nou, ek maak my eie storie op, maar die internet is baie duidelik oor dit nie. Goed soos saffraan, saffron en kaneel, wat sterk ruik, het hulle saamgevat as dit was 'n manier waarop hulle eer gegee het, maar teen daai tyd het die liggaam al begin ontbind, so daar was reuke, en die saffron en kaneel en goed wat hulle aan hom gesmeer het, het dit dan lekkerder laat ruik. So ek dink hulle het so op 'n manier die eer van die lijk probeer beskerm. So hierdie vrouens gaan om dit te doen, en dan kom hulle daar, en dan sien hulle die klip voor die graf is weggegooi, en dan sien hulle die graf is leeg, as niemand nie, en dan kry hulle engele binne wat vir hulle sê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Jy dink hulle is stupid. Ek dink ons doen dit ook. Vers 6 sê hulle, hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek, onthou julle. So 'n belangrike woord in die Christelike taal en in die Christelike godsdienst. Dit begin al daar voor. Toe die Here die wet gegee, nog voor dit ook, dan sê die Here, ek is die God wat julle uitgelei het. Julle moet dit onthou. Dis 'n geweldige belangrike woord, maar hierdie ouens het nie onthou nie. En dan skiep ek so 'n paar goedjies, en dan kom ek by vers 13, die volgende punt wat ek wil noem,
staan daar op dieselfde dag, dieselfde Sondag, was daar 2 van Jesus se volgelinge op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Wat het hier gebeur? Hierdie vrouens het gehoor, ek weet nie of hulle daarby was, party was by, ander het gehoor dat Jesus dood is, en hulle het 'n punt agter hom gesit en gesê, soos ons in Suid-Afrika sê, finish en klaar. Hierdie vrouens sit 'n punt agter Jesus, hulle sê, dis klaar, is finish en klaar. Die manne besluit, ons het nou geen besigheid meer hier nie. Ons het nou so uitgesien na hierdie goede. Nee, hier het nou niks gebeur nie. Alles het op 'n dooie ding uit. Hy het vir ons gejok. Ek dink een van die Bybel sê dit so. Ons gaan nou maar weer terug huis toe. Emmaus was waar hulle vandaan gekom het, 12 kilometer daarvan. En hulle loop maar net terug. Ons is klaar. Wat nou? Die mat is onder ons voete uitgeruk. Het gebeur met ons. Het gebeur met ons. Want ons besluit te vinnig namens God is finish en klaar. Wie was al daar? Jy hoef dit op te steek nie, ek weet julle was daar. Ons besluit te vinnig. Ons kom by 'n probleem, ons soek 'n oplossing, ons het 'n krisis, ons soek 'n oplossing en dit moet vinnig gebeur. Jy het dalk geweldig uitgesien na iets in jou lewe, alles daarop gebou te word die mat onder jou voete uitgeruk. Nou voel jy verloor, jy is depressief. Jy het dalk 'n geliefde, jy het gedink, en dit hoor ek nogal baie, jy het gedink, jy gaan saam met hierdie ene oud word en aftree en wat ook al, en skielik is hy dood, of sy dood. Ek weet, dit is verskriklik. Maar is nie die einde nie. Of jy het skielik, jy gaan nog aan met jou lewe en jy word skielik gediagnoseer met 'n lewensbedreigende siekte en al jou drome is verpletter. Dit gebeur met ons. Vir baie van ons is die toestand in ons land en ons paaie, en is nogal erg met die slaggate by baie plekke. Dit voel vir ons, hierdie gaan nooit verander nie. Dis klaar. Daar is nie meer 'n plan wat ons kan maak nie. Ons voeter maar net voort. Ons bid nie eers meer daarvoor nie, want niks help nie. En ons maak die hemel vir onsself toe. Ons maak alle moontlikhede wat daar was toe. Want ons glo, niemand kan iets aan ons situasie doen nie. Daar is seker 'n legio goed wat jy aan kan dink as ek hierdie sê, en ek hoop jy het nou aan hulle gedink. 'n Punt beteken, dis klaar. Niemand kan iets doen nie, ek is verlore, ek oorweeg nie eers 'n moontlikheid dat dit anders kan wees nie, ek gaan nou maar net aan met my lewe, ek voeter maar net, ploeter maar net voort, want vir my is daar nou niks meer oor nie. En hierdie sinne die Here op my hart gedruk, is nie so fantasties goed nie, maar dit het my gevang. Ons is soms skrikwekkend tuis in die dood. Maak dit sin? Ons is soms skrikwekkend tuis in die dood, dat ons vir onsself sê, dinge is nou maar so en ons gat nou maar net aan. Ons het nie meer hoop nie, niemand kan ons help. Niks help nie. Ons is negatief oor die toekoms. As jy negatief is, as jy 'n opstandingskind is en jy is negatief, moet jy hard werk daaraan, want as jy negatief is, sny jy God uit die prentjie uit. En ek hoop jy sal net nou verstaan hoekom ek dit sê.
Want ons is opstandingskinders. Jy's negatief oor mense, negatief oor dinge, jy maak jouself toe vir nuwe goede, jy voet er net aan, jy is maar net tevrede om halfpas te lewe, want jy het vergeet, net soos die mans en die vrouens, wat ek net van gepraat het, jy het vergeet, dat God sy seun uit die dood opgestaan het, dat hy vandag lewe. Die opstanding is maklik vir my die ingrypendste gebeurtenis van alle eeue. Dink daaraan. Ek en jy wat in Jesus Christus glo in God, die Vader en die Heilige Gees, is die enigste mense op hierdie aarde wat glo dat ons verlosser lewe. Die ander glo in geskiedenis. Mohammed is dood, al die ander is dood, die Jode glo hy lewe nog nie. Hulle het 'n toedeur, hulle hemel is toe, daar is nie ander moontlikhede nie, as hulle negatief lewe, kan 'n mens dit verstaan, want hulle het nie hoop nie. Maar as ek en jy negatief lewe, sny ons doelbewus vir God uit ons lewe uit, want die opstanding van Jesus Christus het alles, sê bietjie saam met my hart op, alles, sê dit vir jouself ook, alles verander. Die opstanding van Jesus Christus, en nou kan jy taalkundig van my verskil, ek sal nou verder praat daaroor, het die punt in ons lewens 'n uitroepteken gemaak. Nou, ek was heel uitgesort oor die preek gisteraand, en toe lê ek in die bad, en toe begin die duiwel van my sê, jong, 'n uitroepteken sê nie wat jy wil hê, jy moet sê nie. En toe het ek dan maar gaan kyk, wat beteken 'n uitroepteken? Uitroepteken beklemtoon iets, né? Jy weet dit. So vir my beteken 'n uitroepteken, dis oop. Maar dis wat dit vir my beteken. Ons sê, ons het gewen, nou gaan ons braai. Is dit nie so nie? Dis wat ek bedoel met 'n uitroepteken. So moet nie te taalkundig daarna kyk nie. God het die punt agter ons lewens kom verander in 'n uitroepteken. Hy het gesê, ek het dit net nou gesê, ek het begin daarmee, hy het lewe in oorvloed gebring, en lewe in oorvloed, het ek gesê, is excessive, violent, al daai goede, dit beteken eintlik, dis oral, en dit hou nooit op nie. Dit is meer lewe as wat jy dink om te gebruik of kan gebruik. Daar's lewe, en dis baie belangrik dat jy dit onthou, te midde van dood, en as ek praat van dood, dan beteken dit nie net fisiese dood nie, dit beteken ook geestelik, as jy depressief is, as jy hartseer is, as jy negatief is, as daar slegte goed met jou gebeur het, geestelik, dit beteken ook dat jy ophou lewe, dat jy ophou vorentoe gaan. Ek het 'n bietjie op Tannie Google gevra, net sommer so vir interessantheid, hoeveel selletjies op 'n dag word in jou liggaam vervang en nuut gemaak, weet julle? 330 biljoen op 'n dag. So, as my berekeninge goed is, en dit sê Google ook, is jy so elke 4 maande 'n nuwe mens. Dan's alles vervang binne in jou. Ek hoop ek het dit reg, maar seker nou nie vir 'n dokter vandag wat my sal aanvat nie. Dit is wat God kom doen het. Lewe beteken, hoor jy dit? Lewe beteken, daar's nooit einde nie. Al lê jy op jou siekbed, gaan jou liggaam aan en vernuwe. Dit hou nooit op nie.
So as jy iewers op 'n stadium ophou groei, of moet opgee, dat ek nie kan aangaan nie, wat is jy? You're dead. Moenie skuldig voel daaroor nie, ons kom almal daar. Ek kom ook soms daar. Die belangrike wat ek wil sê is, moet dit nie 'n punt maak nie. Moenie daar stop nie. Die opstanding sê, God het gesê, moenie stop by die punt nie. Ek dink ek kan hierdie ding reverse. Ja. Moenie stop by die punt nie. Gaan verder. Dit is so interessant dat 'n uitroepteken opgaan, né? Ek moes hom eintlik van onder af laat opkom met my, daar het ek nou nie gedink. Jesus sê, dis nie Jesus nie, ek sê dit, maar ek weet, hy stem saam met my, dis nie normaal vir 'n Christen, om die deur van moontlikhede, die deur van verandering, in jou lewe toe te maak, is nie normaal nie. Is nie normaal vir 'n Christen, om sommer vinnig te besluit, op grond van dit wat ek sien, dit wat ek hoor, nee, finish en klaar. Dis verby. Nêrens nie. Nie in jou lewe nie, nie in jou verhouding nie, nie in jou werk nie, nêrens is dit normaal vir 'n Christen om te sê, ek is in my glory in. Ek dink ook soms so, ek voel ook soms so, maar is nie normaal nie. As jy 'n opstandingskind is dood nie normaal nie, dan is lewe normaal. Johannes 11, vers 25-26, vertel die storie van Martha wat sy broer siek was, Lazarus, baie ernstig siek toe, laat roep sy vir Jesus, en hy vat sy tyd. Ek meen, hy is God, hy het altyd tyd gemaak. Hy vat sy tyd, en nou Martha begin nip, en sy gaan nip, en op die ou einde gaan haar broer dood. En Jesus kom daar en sê, ai Here, as jy net vroeër wou kom, sou my broer nog gelewe het. Toe sê die Here vir haar, surprise, ek is die opstanding en die lewe. Daar's baie ek is uitsprake in die Bybel wat die Here sê ek is. Nee, daar was die opstanding, toe sê hy ek is. Daar was die lewe, toe sê hy ek is. En wat beteken dit? As jy vir Jesus in jou hart het jy al die ek isse. Dis wat dit beteken. Jy hoef nie gaan haal iewers nie. Hy kom saam met dit. Hy is die opstanding in die lewe. Hy sê daar, luister mooi wat ek staan daar. Wie in my glo sal lewe, interessant nie, sê dit nou vir 'n ou wat nie in die lewe glo, wat nie in die opstanding glo nie. Hy sal lewe al sterwe hy. En hierdie is nie net die hiernamaals, die hemel wat kom nie. Kom weg daarvan af. Die lewe is nie net daar nie, dit wag nie net daar nie, dis hier. Ook hier, wanneer jy by 'n doodloopstraat kom, wanneer dit vir jou donker lyk en is toe, en jy dink ek is in my glory en dit gaan nie meer werk nie, dan sê die Here, nee, glo, as jy in my glo, bring ek lewe, maak nie saak wat jy beleef nie. Ek het dit al so baie gesien in my lewe, dat mense op hulle sterfbed nog lewe. In hoofletters. Goed. Die sin gaan verder, dan sê die, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Sterwe is so gister vir Christene. Dis moet ek hou van die jong mense, dit sê, dit is so gister. Sterwe is so gister. Negatief is so gister. Dit is nie meer deel van ons lewens nie. Ons hoef nie daar te parkeer nie. Want Jesus het opgestaan. En dan kom die jackpot.
wat Jesus uiteindelik hier onderin kom maak dit nou 'n nuwe eentjie, dan sê die Here, en ek vra dit vandag vir my en vir jou, glo jy dit? Glo jy dit? Op pad na Lazarus toe, het Jesus hierdie volgende gesê, volgens Johannes 11 vers 4, hy het vooruit geweet, hy het 83 vertaling sê, hierdie siekte van Lazarus sal nie sy einde wees nie. Sê dit vir my so mooi. Dis nie sy punt nie. Dis 'n uitroepteken. Dit sal nie sy einde wees nie. Hy sê in die boodskapvertaling, of in die message vertaling, en dit is vir my so mooi, ek nou nie in die Engels insit nie, maar dit is vir my so mooi, hy sê, it will become an occasion to show God's glory. Dis 'n celebration. Dis 'n celebration. Self al lê jy op jou doodsbed, dis 'n celebration. Want selfs al gaan jy dood, hou die lewe nie op nie. Never. Nooit. That calls for a celebration, is dit nie? Amen. Dankie, Nantes. Amen. Goed. It will become an occasion to show God's glory, sy excellence. Maar ons moet mooi verstaan. Jesus se opstanding verander die punt agter ons lewens vir altyd. Dis nie meer nie. Jy leef nie meer met 'n punt nie. En hoor hoe sê ek dit vanmôre, daar is nie meer dood in jou lewe nie. As jy dit ervaar, broer en suster, dan roep jy dit in. Dit is nie meer deel van jou lewe nie. Dit is die duiwel wat vir jou kom oortuig om die dood te kies, om te sê daar is 'n punt waar God 'n uitroepteken gesit het. En dit, ekskuus vir die Engels, dit moet jy violently beveg. Hy kan vir jou ruïneer, net tussen jou ore, op grond van dit wat jy glo. Sit 'n hengse geveg, bloed en hare en allerlei ander goed op, om dit te keer in jou lewe. Moenie daar kom nie, jy's 'n opstandingskind, dood is nie meer deel van jou lewe nie. Daar's nooit meer 'n situasie in jou lewe wat daar 'n punt agter is. Niks kan die moontlikheid van lewe wegvat. Niks in hierdie lewe wat jy nie kan verander nie. Daar's niks in die lewe wat kan keer nie. Dit is nooit die einde nie. Want hy sê daar, niks is vir God onmoontlik. Niks is vir God onmoontlik. Dis die vraag wat Maria hom gevra het, toe hy haar laat swanger word het, sonder dat daar ooit 'n man by haar was. Het sy vir hom gevra, maar hoe is dit moontlik? Toe sê hy net dit vir haar. Niks is vir God onmoontlik. En met die opstanding van Jesus Christus, het daai deel van my en jou gene geword, van ons lewe geword. Niks meer kan dit vir God onmoontlik maak. Hoor wat ek sê? Niks meer kan dit vir God onmoontlik maak om jou situasie te verander nie. Niks. The sky is not the limit anymore. As jy 'n opstandingskind is nie. Maar die vraag is natuurlik, glo jy dit? En dit moet jy vandag vir jou uitsort. Glo jy dit? Want God gaan niks doen in jou lewe as jy nie die deur van geloof vir hom oopmaak. En as jy daai deur toemaak, kan jy net sowel die duiwel aanbid. Want dan kies jy om jou lewe self te
te bestuur. En jy sny vir God uit, en as jy vir God uitsny in jou lewe, dan sny jy die moontlikheid van lewe uit, en dan is jou lewe 'n punt, nie 'n uitroepteken. So geloof is die sleutel. Matteus 17 sê die Here, 20 sê die Here, as jy geloof het van 'n mosterdsaadjie, maar dis nie jy wat dit doen nie. Ek weet jy moet jou verduidelik, ek worstel baie met dit, maar geloof is letterlik net daai stringetjie. Alles is daar 'n garingstringetjie wat jou aan God verbind. Wat maak dat die krag nie by jou is. En 'n mens moet veg om dit te behou. Ek hou nie daarvan om met myself te praat nie, maar ek en my vroukie is op hierdie stadium ook in 'n situasie waar ons moet glo. Kom ek spil die beans, ek is nie skaam daaroor nie. Ons wil goed doen, waarvoor ons nie die geld het. Ek kan 'n punt sit, kan sê, nee, okay, ons moet nou maar ophou, ons kan dit nie meer doen nie. Of, ek kan leef soos 'n opstandingskind en sê, watch it. You'll see. Ek sê dit elke dag vir myself. Elke dag as ons praat, dan sê ek dit vir haar. Watch it. Jy sal sien. Dit sal gebeur. Geloof is die sleutel. Nou kom die mense en dan sê hulle vir my, Dominee, my geloof is nie so sterk nie. Wie van julle glo die weervoorspelling? Wees nou eerlik toe. Julle kyk dit almal elke môre. Derek so. Maar jy glo daarom so. Is goed. Ja, ek sê ook vir my vroukie, ek glo in nie, maar ek kyk ook my elke môre, jy weet nie, net verseker maak as jy iewers heen gaan. Kom ek sê gou vir jou, as jy die weervoorspelling so glo, het jy genoeg geloof om vir God te glo. Hy vra mosterdsaadjie, dis is so goed jy dit gedoen, dis so geloof. So geloof. Dis genoeg, dis al wat jy wil hê. Dis al wat jy wil hê. As jy glo, jy gaan die einde van wie van julle glo, jy gaan die einde van die maand salaris kry, die wat gelukkig is. Jy het genoeg geloof om vir God te glo. Jy het genoeg geloof om 'n berg te versit as jy dit doen. Wie van julle glo, en ek wou dit nou nie gevra het nie, maar ek gaan, wie van julle glo dat die ANC weer die verkiesing gaan wen? Hoekom doen ek dit? Hoekom vra ek dit vir jou? Ons is geneig om mense meer te glo as die lewende God. Ek het al die storie vir julle vertel, ek gaan nou stop met dit. Ek het al soveel keer hier afgery see toe met my kar en oor daai berge, dan is daar 'n vragmotor voor my, ek het nie 'n idee wie dit is nie, en hy sit sy flikker aan, hy sê vir my, jy kan verbykom. Wat doen ek? Ek glo iemand wat ek nie ken nie, wat my kan vermoor, maar ek glo hom, maar kom ek by die Here en dan sê ek, ek het nou nie so 'n goeie geloof. Geloof is geloof. Daar's nie 'n swak geloof of 'n sterk geloof, of jy glo nie, en as jy dink jy het 'n swak geloof, wat ek vir jou surprise, you don't believe. Geloof is geloof. Al wat jy nodig het, mosterdsaadjie, om te glo, maar dit kan 'n hengse, dit kan 'n lewensveranderende verskil in jou lewe maak, as jy glo, dat niks vir God onmoontlik is. Ek is amper klaar. Die laaste ding wat ek vir jou wil sê is, en ek sal ontrou wees op my roeping as ek net vir jou sê, en ek het al baie keer vir jou gesê, daar's een ding wat jy moet onthou as jy met God werk. Kan ek dit maar so sê? God is weird. God is vreemd. Jesaja 55 sê,
Sy gedagtes is verder van ons verwyder as die ooste van die weste. God dink totaal anders as ons. God sien totaal anders as ons. Hy doen totaal anders as ons, en dis die meeste van ons probleme. Sy uitroepteken lyk baie keer soos 'n punt. Hoor jy wat ek sê? Sê weer? Dankie. Hy stuur soms seën in jou lewe. Wat vir hom seën is, jou voel dit so swaar kry. Hy stuur soms groei in jou lewe. Jy beleef dit as 'n hengse beproewing. Hoekom? Hy weet, jy groei net as jy swaar kry. So dit is seën. Hy stuur soms rykdom in jou lewe, maar dit voel soos armoede. Want hy weet, armoede is eintlik rykdom. Hy stuur soms die beste tye, maar dit voel vir jou soos die slegste. Hy stuur oorwinning, maar dit voel soos 'n neerlag. Wat het hy aan die kruis gedoen? Hy het oorwin deur te sterf. Dit is so belangrik dat ek en jy dit moet vra. Dit lyk soms vir jou soos die einde van die pad. Maar as jy glo en in geloof agter die Here aanloop, dan word dit 'n uitroepteken. Hy kweek jou krag. Maak dit sin? In jou lewe? Deur hartseer. Interessant. So, dit wat jy sien, is dit. Dit wat hy doen, is 'n uitroepteken. Sy kruisdood was vir hierdie mense van Emmaus 'n punt. Maar dit was God se grootste uitroepteken van alle eeue. Want hy het opgestaan. Laaste sinnetjies. Onthou vandag, moenie jou blind staar teen die punte in jou lewe nie. Dit lyk soos 'n punt, maar is God se uitroepteken. Tweede ding wat ek vir jou wil sê, moenie te vinnig besluit, ek is in my glorie in. Kan dit sin maak as ek vir jou sê, gee vir God 'n kans? Moenie God speel in jou lewe en besluit, dit moet so werk, dan moet dit, hierdie moet nou vinnig gebeur. Laat God wees in jou lewe. Al wat hy van jou vra is, stap saam met my. Hy wil nie jy met wonderwerke doen nie. Johannes 12:26 sê, as jy my wil volg, moet jy weet waar ek is. Hy sê nie, hy kom waar ons is nie. Hy doen dit ook, maar sy opdrag aan ons is, weet waar ek is, stap saam met hom, gaan deur die goed wat op jou pad kom, en hou kop om te sê, hierdie punt is God se uitroepteken. Dis hoe hy uitroeptekens maak, jy kan nie anders maak as met 'n punt. Die tema van my preek vandag is, wat ek gesê, wag net eers 'n bietjie. En ek dink dis wat die Here vir ons wil sê, wag net eers 'n bietjie. Kry jou kop reg en wag net op 'n ander manier. Jy sien, 'n mens kan wag. My een jongste kind is verskriklik stadig. Hy erf dit by my. Ons wag altyd vir hom, toe hy in die huis was. En dan kan jy ongeduldig raak as jy wag. Jy kan kwaad raak. Vir wat vat dit so lank? Ek wil hê daar moet 'n verskil kom in my lewe. Of jy kan jou kop reg kry en sê, ag, is so wonderlik, hy gaan kom.
Daai was vir my bietjie van 'n beproewing, maar ons het dit op die einde reg gekry. Wag by die Here. En dalk is ek weird, maar wag by die Here is my een van die lekkerste goed wat ek in my lewe doen. Ek het dit ook al baie veel gesê, want ek het iewers te raak gelees en die Here het op my hart gedruk. Micha 7:7 sê die Here, ek daarenteen. Die Nuwe Lewende Vertaling sê iets soortgelyks. Kan nie wag om te sien wat u gaan doen nie. Hoor jy die verskil? Jy kan wag en kwaad word en dink die Here het jou vergeet en dink die Here sien nie vir jou nie en gee nie om vir jou nie. Of jy kan wag om te sê, ek kan nie wag te sien wat die Here gaan doen nie. Dan word wag 'n journey. As jy uitsien na 'n vakansie, wag jy eintlik af. En dat ek jou 'n ding vertel, ek gaan volgende week weer oor die teks probeer praat, die volgende deel van die teks. Dat ek jou 'n ding vertel. Die wag, dit beteken lekkerder as die vakansie. Wie stem met my saam? Doen dit met die Here. Wag in afwagting en verwagting, want so seker as wat ek vanmôre hier voor julle staan, die Here sal opdaag. Dit gaan dalk langer vat as wat jy dink, maar hy sal die punt in jou lewe 'n uitroepteken maak, al lyk dit nou soos chaos om jou. Wag net eers 'n bietjie. Ons Hemelse Vader, dankie Here dat ons kan wag, soos opstandingsmense, met 'n lied in ons harte, met opwinding en verwagting, omdat ons Vader ken, omdat ons weet, U hou woord, U het nog nooit U woord gebreek nie, want U het U woord geskep. U woord is die waarheid. Al wat ek vandag saam met al hierdie mense wil vra, help ons om met 'n verwagting te wag, soos opstandingskinders. In Jesus se naam. Amen.